En daarom leef ons met hierdie vrees om alleen te wees. Ons wil deel wees van 'n groep. Al hierdie dinge wat ons in die wêreld sien, van identiteitskrisusse en dis alles net die behoefte, die poging van die mens om te kan sê ek behoort aan hierdie groep. En God het dit geweet. En Jesus se opstanding het die antwoord daarvoor geword. En die antwoord daarvoor is die kerk. Baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle die steen van die graf af weggerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle die liggaam van Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blinkklere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus. En die ander vroue saam met hulle wat aan die apostels vertel het. Luister mooi vers 11. En toe hulle die woorde het vir hulle onsinnige praatjies gelyk. En hulle woorde het vir die 11, vir die disippels, na onsinnige praatjies gelyk. En hulle het hulle nie geglo nie. Dis Saterdagoggend. Jerusalem se strate is stil. Gister was die skare in die straat en het geskree, kruisig hom. Die soldate het geskree. Die gille van diegene, insluitend Jesus, van die pyn wat hy beleef het, is oor die hele Jerusalem en die Judea gehoor. Maar vanoggend is dit alles doodstil. Dis die Sabbat. Die strate is leeg. Niemand mag niks doen nie. En die disippels is verward. Die disippels het gedink Jesus is hulle Messias. Die een wat hulle sou kon verlos van die Romeinse juk en weer koning word oor Israel en vir hulle vrede bring. Het hulle dalk verkeerd verstaan? Toe Jesus vir Petrus gesê het, nadat hy die openbaring gekry dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God, sê Jesus, Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Maar waar is Jesus nou? Hulle het hom gevolg vir 3,5 jaar en nou sy plek leeg. Was hy dalk 'n bedrieër? Was hy dalk 'n valse profeet?
dink daar was baie onsekerheid. Ek dink daar was 'n klomp gestryery onder mekaar. Onthou jy dat Jesus dit gesê het? Onthou jy dat hy dat gesê het? Maar ek wonder of een van hulle gedink het aan Matteus 12 vers 39. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en oorspielige geslag soek na 'n teken. En geen teken sal hom gegee word nie. Luister mooi, stop net vir 'n oomblik daar. Die skare het vir Jesus gevra, wys vir ons 'n teken dat jy die Messias is, dat jy die verlosser is. En dan antwoord Jesus, hulle 'n slegte en oorspielige geslag soek 'n teken, en geen teken sal aan julle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die woord van die Here sê vir ons dat na 3 dae het die vis vir Jona uitgespoeg op die strand. En na 3 dae, toe die vroue by die graf kom, toe is die graf oop, die mond van die aarde was oop. Die toegang tot die aarde, ek wil hê met die prentjie kry, die toegang tot die aarde waarin Jesus begrawe was toegemaak met 'n steen, maar die steen is weg. Die mond van die aarde het oopgegaan en Jesus is uitgespoeg. Handelinge hoofstuk 2 vers 24 sê, hom het God opgewek. Luister net na hierdie versie. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het. En hierdie is vir my so mooi. En omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Die dood en die doodryk het geen vashou gehad op die bron van lewe nie. Die aarde het nie 'n ander keuse, die doderyk het nie 'n ander keuse, die graf het nie 'n ander keuse gehad. Net soos daardie vis vir Jona moes uitspoeg, so moes die aarde, die bron van lewe, uit die plek van dood, eenvoudig net uitspoeg. Hy het nie daar gehoord nie, en dit is my so mooi, hy sê hier, hy kon nie daardeur vasgehou word nie. En die aarde het Jesus uitgespoeg. En daarom sê die engele vir die vroue, hoe soek julle lewe by die dood? Dit meng nie, dit hoort nie by mekaar nie. Jesus is die bron van lewe. Die Vader het hom opgewek en hy is die ewige lewe. Jesus se opstanding bring nuwe lewe vir my en vir jou. In Openbaring 1 vers 18 sê Jesus, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die doodryk en die dood. Jesus was spreekwoordelik die eerste persoon wat weer gebore is. Hy is nie net soos Lazarus weer lewend gemaak nadat hy dood was nie. Hy is opgewek om nooit weer te sterf nie. Hy was die eerste een, ek weet, Jesus het nie wedergeboorte nodig gehad nie, maar ek wil net met die prentjie saam met my kry vanoggend, dat nadat die aarde hom uitgespoeg het Jesus 'n wedergeboorte ervaar op hierdie aarde. Hy sê, ek was dood, maar ek het lewend geword en ek lewe tot in alle ewigheid. Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was. En dis die goeie nuus van die evangelie, dis die goeie nuus van die opstanding.
En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde. Vers 5, ook toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak saam met Christus. O, geliefdes van die Here, die Bybel sê vir ons Romeine hoofstuk 6, hy sê, as jy dan gelykvormig geraak het aan sy dood, sal jy nie ook dit wees by sy opstanding nie. As ons saam met Christus gesterf het, word ons ook saam met hom opgewek. In 'n nuwe lewe, 'n wedergebore lewe, waar ons in ons gees nooit weer verwyder sal word van die bron van lewe nie. As ek en u vanoggend, as ons geesmens begrawe kon word, sou die aarde ons dadelik moet uitspoeg. Net soos dit Jesus uitgespoeg het, want ons gees lewe omdat ons in Christus is, en hy in ons is. En die dood het geen vashou meer op ons nie, en die doodryk het geen plek meer vir ons nie. 1 Petrus 3 vers 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Dis nie vanoggend genoeg om net te glo dat Jesus vir my gesterf het nie. Dis soos twee kante van 'n muntstuk. As Jesus nie gesterf het nie, was daar nie vir ons hoop nie, maar as Jesus nie opgestaan het nie, was daar nie vir ons lewe nie. En Jesus Christus se opstanding vanoggend bring vir elke mens op aarde nuwe lewe. En ek besef net dat Jesus het gesterf vir die sonde van die hele wêreld. En die woord van die Here sê hy wil hê dat een enkele mens verlore sou gaan nie, maar dat almal sal kom tot die kennis van God. Hy verlang om daardie mense in sy huis, in sy liggaam, in sy kerk in te bring. Maar die wêreld en die vlees en die vyand sit 'n sluier oor mense se oë. Maar ek wil dit hê met die Vader se hart vanoggend hoor. Hy sê aan elkeen wat hom aangeneem het aan hulle, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Aan elkeen wat hom aanroep. Jesus se opstanding gee ons toegang tot die Vader. In Lukas hoofstuk 23 vers 25, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Die voorhangsel in die tempel het skeiding gemaak tussen die teenwoordigheid van God en die res van die tabernakel, die res van die tempel. En net die hoofpriester alleen kon eenmal 'n jaar in die teenwoordigheid van die Here ingaan om 'n offer te bring en die rook daarvan deur te sit op die genade troon. Dis die gedeelte, die mercy seat, dis die gedeelte op die verbondsark tussen die engele se vlerke, daardie gedeelte. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs hoofstuk 10 vers 20, op 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, en dit is sy vlees. Maar ek wil hê jy moet oplet vanoggend, alhoewel die voorhangsel geskeur is dit eers na die opstanding van Jesus dat die mens toegang daartoe gekry het, tot die teenwoordigheid van die Here. Hebreërs hoofstuk 4 vers 16. Hy sê, laat ons dan nou met vrymoedigheid na die tempel gaan. Nee, laat ons nou met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Na die plek waar net die hoofpriester kon ingaan. In die geskiedenis van die mensdom was daar nog nie so iets moontlik dat 'n gewone mens
Die troon van genade kon nader nie. Maar die voorhangsel het geskeur. Jesus het opgestaan. Laat ons dan nou met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. O kerk, die opstanding van Jesus Christus het vir ons toegang gegee tot die troon van God, tot die teenwoordigheid van die Vader. As Jesus net gesterf het ons nie toegang gehad, maar Jesus het opgestaan en nou tree hy vir ons in by die Vader. Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons dan broers vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Ek dink dit was vir die Jode aan die een kant 'n vreesaanjaende gedagte. Want het geweet, as jy daar ingaan, en jy is nie reg nie, word jy met 'n tou daar uitgetrek. Jy sou sterf. En nou kom die Hebreërboekskrywer en hy sê, nee, Jesus se opstanding het alles kom verander. Dit het alles kom verander. Dit het alles kom verander. Jy kan nou na die troon van genade gaan, om hulp van die Here te ontvang. Dit is nie nodig dat jy 'n offer bring nie, dat die offer is gebring. Die volmaakte het gekom. En jy kan nou met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En wanneer jy swak is, bring Jesus se opstanding vir jou krag. Jesus se opstanding bring vir jou krag. Johannes 16 vers 7. Jesus praat met sy disippels, hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Jesus het nie weggegaan in sy kruisiging nie. Jesus het weggegaan toe hy opgevaar het, na sy opstanding. Hy het dit besef nie. Maar Jesus het hier gepraat van sy weggaan na die Vader toe. Maar dis eers nadat hy opgestaan het, nadat hy sy offer gebring het vir die Vader, dat hy die volgende kon doen. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Die opstanding het alles moontlik gemaak. O kerk, die opstanding het alles moontlik gemaak. Handelinge 2 vers 32, hierdie Jesus, wat God opgewek het, waarvan ons almal getuies is, nadat hy deur die geregtigheid van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Hierdie Jesus, wat gekruisig was, het die Vader opgewek. En hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy het die Heilige Gees uitgestort. Hy het hom uitgestort, vir my en vir jou. Want Handelinge 2 vers 38 sê, Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Laat julle doop. Vereenselwig julle met die dood van Jesus Christus, sodat julle ook kan vereenselwig met sy opstanding. Bekeer julle dat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want hierdie belofte van die Heilige Gees kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here na hom sal roep. Voor Jesus se opstanding het Petrus hom verraai. Die res van die disippels het weggevlug uit vrees. Maar nadat Jesus opgestaan het en sy gees uitgestort het, staan Petrus op voor hy selfde mense wat hom wou kruisig, wat hom saam met Jesus wou doodmaak. Hy sê, bekeer jou en laat jou doop. Vereenselwig met dit wat op Golgotha gebeur het, want hy het dit vir jou gedoen. Hy het dit vir jou en vir my gedoen. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Getuies van wat? Getuies dat Jesus lewe. Iemand vanoggend vir my of vir jou vra, hoe weet jy Jesus leef? Ek kan dit nie bewys nie, maar ek weet hy leef. Want sy lewe is in my. Ek beleef dit, ek ervaar dit.
en ek kan my getuienis met ander deel. En dit bring my by die hoogtepunt van alles vanoggend. Jesus se opstanding, luister mooi, gee my 'n plek om te behoort. Die mens is geskape met die behoefte om te behoort. Die mens is gemaak om aan God te behoort, aan 'n familie te behoort. En die sondeval het dit kom verongeluk. Maar die behoefte van die mens het nog nooit verander nie. Dis hoekom mense betrokke raak in sekere groepe. Dis hoekom ons jong mense en selfs ons swig onder die druk van groepe, groepsdruk. Want ons wil nie uitvoel nie. Dis die grootste straf, dis die hulle sê, ek het nou daag gedink gekyk oor tronke, en wat hulle eksperiment gedoen het, om mense net van mekaar te skei, sodat hulle mekaar nie kan sien en nie mekaar kan praat nie. Hulle sê, dis die grootste straf vir die mens, om afgesonder te wees van ander mense. En daarom leef ons met hierdie vrees, om alleen te wees. Ons wil deel wees van 'n groep. Al hierdie dinge wat ons in die wêreld sien, van identiteitskrisusse en dis alles net die behoefte, die poging van die mens, om te kan sê, ek behoort aan hierdie groep. En God het dit geweet. En Jesus se opstanding het die antwoord daarvoor geword. En die antwoord daarvoor is die kerk. Is die liggaam van Jesus Christus. Romeine 12 vers 4, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en afsonderlik lede van mekaar. Dit was ons skepingsdoel. Om aan God te behoort. En Jesus Christus het deur sy opstanding daardie prys betaal, dat ons weer aan God kan behoort. En die Here, die kerk was nie die mense idee nie. Dis nie 'n menslike instelling nie. Die kerk is deur God gevorm, in die boventrek toe Heilige Gees uitgestort is. En van daar af het mense saamgekom in groepe, want hulle het gevoel, ons behoort. Ons behoort. Ons het net 'n nagmaal gebruik, die woord van die Here sê vir ons 1 Korintiërs 10 vers 17, omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Ek het voor dit gedeeltes daarvan gesien, glimpses gekry daarvan. Maar ek moet vir u sê, van COVID se tyd af, het ek begin sien, hoe lyk kerk? Hoe lyk die liggaam as die liggaam in beweging kom? Hoe lyk die liggaam as een lid ly? En een lid probeer om 'n klomp kinders kos te gee. En die liggaam neem sy plek in. En ons staan saam as een liggaam. Al is ons verskillende lede, al verskil ons van mekaar. Ons is deel van een liggaam. Ons behoort. En kan ons vanoggend hierdie projek waarmee ons besig is, om vir 'n klomp kinders kos te gee elke dag, kan ons Isabel en haar span se hande hoog hou, sodat hulle kan doen wat die Here wil hê hulle moet doen. Die grootste seën en die grootste leuen staan langs mekaar. Die grootste seën is om deel te wees
van die kerk van Jesus Christus, die liggaam van Christus. En die grootste leuen van die vyand is, jy het kerk nie nodig nie. Ons wil behoort. Ons wil behoort. Vrydag is jy 'n klomp T-hemde verkoop. En vanoggend het 'n klomp van ons mense hulle T-shirts aan. Hoekom doen mense dit? Want ons wil behoort. Hoekom sluit mense by 'n gemeente aan? Want hulle voel hulle behoort. Hulle voel veilig daar. Praat nou die dag met een van ons broers daar agter en hy sê, weet jy, ek was by 'n gemeente en ek was hier en ek was weg en ek het teruggekom want ek het net besef, hier is my huis. Geliefdes, die vyand het 'n leuen in die wêreld ingebring, dat ek nie ander gelowiges nodig het nie. Dat ek en Jesus, ons is alright. Ek kan lekker TV kyk en ek kan lekker radioetjie luister en ek is alright. Dit was nie God se plan nie. En elkeen wat so redeneer, ontneem homself en ontneem die liggaam van sy of haar gawe wat die liggaam nodig het. Ek is vanoggend so dankbaar dat daar tye in ons lewe was, klompie jare terug. Inteendeel, ek het nog klas geloop, ons het hier agter, was die Bybelskool, ons het hier klas geloop, en daar het 'n sekere gesondheidskrisis opgeduik in Reis lewe. En, luister mooi, is dat ek nie wou nie, ek kon nie op daardie oomblik bid nie. Ek kon net nie. Die druk, die bekommernis was net te veel op daardie oomblik. En ek onthou daardie aand moes ek om eksamen skryf. En ek het daai groep studente gebel en gesê, weet jy, dis die omstandighede. En in daardie aand wat hulle moes eksamen skryf, vir daai klomp manne en vroue wat hier was, alles eers eenkant gesit en vir ons gebid. Dit is wonderlik om te weet, as ek nie kan bid nie, kan ek iemand bel om vir my te bid. Kan ek die vrymoedigheid neem om 'n boodskap op die groepie te sit, op die gemeentegroepie te sit, sê, weet jy, broer so of suster so, het 'n krisis. Bid asseblief. Of hierdie persoon het 'n behoefte aan hierdie ding, help asseblief. En die liggaam kom in aksie. En die liggaam van Christus doen net wat die liggaam van Christus kan doen. 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam. Of julle Jode of Grieke, slawe of vrymanne is, ons is almal van een gees deurdronge. Geliefdes, ek is vanoggend so dankbaar vir die opstanding, as ek het besef, dit gee my lewe, dit gee my toegang tot my Vader, maar bovenal, dit gee my die voorreg, om in ons konteks vanoggend deel te wees, van Arendsnes gemeente. En as jy vanoggend hier besoek, hoop ek, dat jy ook, sal besef die voorreg wat jy het, om die gemeente te behoort, waar jy ook al aanbid, oor die land, oor die wêreld, maak nie saak nie. Julle wat later hierna gaan luister, daar waar jy aanbid, moenie, dat hierdie jou kerk word nie. Maar kry vir jou gemeente, waar jy kan inskakel, waar jy kan deel word, van die liggaam van Christus, sodat ons sorg vir mekaar kan dra. Tanya en Teresa is vanoggend hier, hulle het hulle moeder verloor 'n paar weke terug aan die dood. En dis hierdie gemeente, en hulle ander Christen vriende, wat hulle dra in hierdie tyd, wat hulle opdra om die Here wanneer hulle nie kan bid nie, wanneer hulle nie wil bid nie, wanneer hulle voel daar is nie hoop nie, is dit die liggaam van Christus, wat in beweging kom. Ek is vanoggend so dankbaar. Daar agter sit ons suster. Daar agter sit sy.
Was maande in die hospitaal. En ons kon vir haar bid, ons kan vir hulle intree. Ons kan vir haar familie bid en vir haar familie intree. Hulle probeer bemoedig aan hierdie kant terwyl sy in Bloemfontein in die hospitaal is. Hoekom? Want hulle is deel van die liggaam. Sandra, as jy vanoggend hier nie, sy's ver gevorderd in kanker. En ons as gemeente kan vir hulle opdra in gebed, hulle help en ondersteun. Hulle hulp gee waar hulle dit nodig het. Hoekom? Want hulle is deel van die liggaam. Dis 'n voorreg om deel te wees van die kerk van die Here Jesus Christus. Dis 'n voorreg om deel te wees van 'n gemeente wat jou kan ondersteun, wat jou kan dra, wat jou kan beskerm, wat jou kan toemaak. Ek is volgens dankbaar om deel van hierdie gemeente te wees. Amen. The tomb that day, just shuffling soldiers' feet as they guarded the grave. 1 day, 2 days, 3 days had passed. Could it be that Jesus breathed his last? Could it be that his Father had forsaken him, turned his back on his Son, despising our sin? All hell seemed to whisper, just forget him, he's dead. Then the Father looked down to his Son and said, trembled, and the tomb began to shake, and like lightning from heaven, the stone rolled away, and as dead men, the guards stood there and cried, as the power of love displayed its might. Melody filled the air, riding wings of wind. It was everywhere. The world's all creation had been longing to hear the sweet sound of victory, so loud and clear. Shackles, death, where is your sting? Hell has been defeated. The grave could not hold the King. Arise.
en ere aan die Here. Yes, halleluja. Hy het opgestaan vanoggend. Hy lewe. Sy Vader het hom geroep en sê, arise, my love. En vanoggend sê die Here ook vir my en vir jou, ek het daardie lewe gegee vir jou. Kom na my toe. Kom na my toe en gee jou lewe net vir my. Vanoggend is daar die uitnodiging vir elkeen van ons. Wat Jesus vir ons sê, is jy vanoggend in my seun? As jy vanoggend sou sterf, is jy vanoggend seker dat jy saam met my seun opgestaan het? Ek gaan nie vra dat jy hande opsteek nie, ek gaan nie vra dat jy opstaan nie. Ek gaan net hierdie gebed bid en ek wil net bid hierdie gebed net vanoggend saam en sê, Here, ek bely vanoggend dat ek die sondaar is aan die linker of aan die regterhand. Dat ek verdien om aan die kruis te hang. Maar dankie dat U my plek geneem het. Ek gaan hieroor preek. Maar dankie dat U my plek geneem het vanoggend. Dat ek saam met U aan daardie kruis kon hang. Dat U lewe vir my gegee het. Dat U opgestaan het. Dat ek kan lewe. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend verklaar ons elkeen dat ons is verlore sonder U. Ons kan onsself nie red nie. Goeie werke, goeie mens, Here, wie is goed behalwe God alleen? Here, daarom kom ons vanoggend en ons neem U aan as ons verlosser en ons saligmaker. As ons dood en ons opstanding. En ons bid vanoggend, Here, dat U wedergeboorte sal bring in elkeen van ons se harte. Ons bid U lewe, daardie lewe waarvan ons nou gehoor het, arise my love. Dat U seun ook sal vanoggend geboorte kry in ons harte, in elkeen van ons harte, sodat ons die kinders kan wees. Ons bly dat ons is sondaars, maar deur die bloed word ons gered. Dankie Here Jesus vir die prys wat U betaal het. Dankie vir die bloed wat my gekoop het. Ek gee my lewe vanoggend aan U. Wees die Here van my lewe. In Jesus naam. Amen.